Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, bevestig in die teenwoordige waarheid. Daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 12. Ons glo sonder twyfel dat Christus spoedig kom. Dit is nie vir ons 'n fabel nie, dit is 'n werklikheid. Ons twyfel nie, en ons het ook jare lank geen twyfel gehad dat die leerstellings wat ons vandag aanhang, teenwoordige waarheid is, en dat ons die oordeel nader nie. Ons berei ons voor om hom te ontmoet, gesel deur die gevolg van heilige engele in die wolke van die hemel sal verskyn, om die getroues en regverdiges die finale aanraking van ons sterflikheid te gee. Wanneer hy kom, kom hy nie om ons van ons sondes te reinig, om die gebreke in ons karakters van ons te verwyder, of om ons te genees van die swakhede van ons gemoedere en geaardheid nie. As dit enigstens vir ons gedoen word, sal hierdie werk alles voor daardie tyd volbring word. Wanneer die Here kom, sal diegene wat heilig is, steeds heilig wees. Diegene wat hul liggame en geeste in heiligheid, in heiligmaking en eer bewaar het, sal dan die finale aanraking van onsterflikheid ontvang. Maar diegene wat onregverdig, ongeheilig en vuil is, sal so vir ewig bly. Geen werk sal dan vir hulle gedoen word om hul gebreke te verwyder en hul heilige karakters te gee nie. Die luiteraar sit nie dan om sy louteringsproses voor te sit en hul sondes en hul korrupsie te verwyder nie. Dit is nou dat hierdie werk vir ons volbring moet word. God toets en beproef nou sy mense. Karakters word ontwikkel. Engele weeg morele waarde en hou 'n getroue rekord van al die dade van die mensekinders. Dat God wat die harte van almal lees, verborgde dinge van die duisternis aan die lig sal bring, waar al dikwels die minste vermoed word, sodat struikelblokke wat die vooruitgang van die waarheid belemmer het, verwyder kan word. Daar sal geen toekomstige proeftyd wees om vir die ewigheid voor te berei nie. Dit is in hierdie lewe dat ons die kleed van Christus se geregtigheid moet aantrek. Dit is ons enigste geleentheid om karakters te vorm vir die huis wat Christus gereed gemaak het vir diegene wat sy gebooie gehoorsaam.